Goeiemôre, dit is Woensdag die 1 April. Ons is besig met Groot Lydingsweek, die Heilige Week. Vanoggend Matteus 26, daarvan gaan ons 3 gedeeltes lees, vers 2, 6 en 7, vers 14 en 15. In vers 2 sê Jesus vir die disippels, julle is bewus daarvan dat die Pasga oor 2 dae plaasvind, en dat die Seun van die mens oorgelewer gaan word, om gekruisig te word. Dan is Jesus in Betanië, vers 6. Toe Jesus in Betanië in die huis van Simon die Melaatse was, het 'n vrou na hom toe gekom met 'n alblasterfles baie kosbare reukolie en dit oor sy kop uitgegiet, terwyl hy vir ete aangeleen het. Vers 14 en 15. Toe het een van die disippels met die naam Judas Iskariot na die leierpriesters gegaan en gesê, wat is u bereid om my te betaal as ek hom aan u oorlewer? En hulle het met hom op 30 silwerstukke ooreengekom. 2 uiteenlopende reaksies op Jesus Christus. Die een, 'n vrou wat Jesus salf, wat kosbare dierolie oor sy kop uitgooi. Ja, die disippels dink dis 'n mors, om so te sê, maar hy is vir haar kosbaar, om so eer aan hom te bring. Aan die ander kant, Judas Iskariot, een van Jesus se naby disippels, wat na die leierpriesters gaan en hom uitverkoop. Wat bereid is om Jesus se lewe te gee vir 30 silwerstukke. Hoe is ons reaksie op Christus? Hoe lyk my en jou reaksie op God in ons lewens? Is ons daai een wat kosbare dierolie oor Jesus se kop gooi? Of is ons maar soos Judas teleurgesteld, onaangeraak, mense wat sê ons sal bereid wees om hom oor te lewer? Hemelse Vader, vergewe ons waar ons so baie keer u teleurstel. Waar ons so baie keer stil bly as ons moes praat. Here, waar ons so baie keer goed sê wat ons nie moes gesê het nie. Ons sien in hierdie gedeelte 2 uiterste reaksies. Iemand wat alles gee vir u. Iemand wat sy rug draai op u. Help ons deur die Heilige Gees, Here, dat ons altyd onsself, ons alles, volledig vir u sal gee. Here, dankie dat ons weet, Christus het aan die kruis gesterf, ook vir sondaarmense, juis vir sondaarmense. Mense wat ook u teleurstel. Ja, mense wat soos Judas ook u kan verraai. Mag ons, Hemelse Vader, deur die Gees wat ons lei, na u toe terugkom. U genade en u liefde aanvaar met oop hande. Dankie dat ons vir mekaar kan bid. Here, u ken ons nood, fisies, geestelik, emosioneel. Here, u ken die vrae en die vrese wat daar in ons harte is, en ons plaas dit voor u. Ons bid ook vir ons land, ons regering, Here, en daarmee saam 'n wêreld wat maar in chaos is, met oorloë, energiekrisisse en alles wat daarmee saamgaan. Dankie dat ons kan bid en weet, u verhoor, u vertroos. U is die God van liefde en genade. Amen.